Goeiemôre aan almal wat ingeskakel is by hierdie erediens. Dis vir ons almal vreemd om vanaf sosiaal na digitaal te gaan. Vanaf kerkgebou na daar waar jy op die oomblik sit en kyk of luister na hierdie erediens. Ons het letterlik nou die kerk tot binne in jou leefwêreld gebring. Ons gaan inderdaad die gemeenskap en die interaksie van ons lidmate hier in Oud-Nikoland mis. Maar ons hoef nie emosioneel ver van mekaar af te wees in hierdie tyd nie. En daarom wil ons julle uitnooi en oproep om met mekaar kontak te hou, om vir mekaar te bel, om vir mekaar WhatsApp boodskappe te stuur en steeds in mekaar belang te stel. Ook aan ander luisteraars of kykers wat by ons erediens ingeskakel is, hartlik welkom ook in hierdie dag aan jou. Ons gaan vandag se erediens begin met 'n teks daar in 2 Korintiërs 4 vers 8. Ek kry tog 'n idee dat hierdie virus ons op 'n manier platgeslaan het. En ons dalk so bietjie moedeloos is. En nou lees ons daar, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. As ek Paulus reg hoor, dan sê Paulus, ons gaan nie angstig word oor corona nie. Hy gaan ons nie platslaan nie. Hy gaan nie ons vrede en ons vreugde kom steel nie. En daarom, in hierdie dag, wil ek jou kom seën. Mag Jesus, die vors van vrede, ons kom toevou met sy vrede, daardie vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Vriende, ek dink ons moet hierdie hele pandemie positief benader. En daarom wil ek vandag ook aan hierdie coronavirus, COVID-19, kom dankie sê. Jy het ons geskit om te besef dat ons afhanklik is van iets veel groter as wat ons gedink het. Afhanklik is van ons Skepper. Jy het ons weer laat besef dat ons baie luksede het. Vryheid, gesondheid, vol winkelrakke. Jy het ons oë oopgemaak vir die baie goed wat ons as vanselfsprekend aanvaar. Jy het ons tot stilstand gebring en gehelp om te sien hoe verlore ons geraak het in die gejaagdheid van elke dag. Jy het ons bewus gemaak van die mees basiese dinge, die goed wat ons afskeep of vergeet. Jy het ons gewys dat daar groter issues in die lewe is as ek wat my naal gebreek het of my bakkie se brandstof verbruik. Jy het ons bewus gemaak dat die aarde al vir baie lank waarsku dat ons haar moet oppas en ons het nie genoeg ag gegee daarop nie. Jy het kom ontbloot dat vrees vir baie jare deel was van dit wat ons stres gegee het. En nou moet ons in hierdie tyd ons vrees in die oë kyk en dit hanteer. Jy het gewys, corona, hoe verbonde of connected ons aan mekaar is en dat ons die lewe moet koester. Jy het gewys dat ons in die plek van vrees iemand moet kry wat ons kan vertrou. Kom ons bid saam voordat ons uit die Here se woord gaan lees. Drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons kom ook in hierdie dag na U toe om aan U al ons lof en ons eer en ons dank te bring. Here, maar ons is ook hier om na U woord te kom luister, om te hoor wat op U hart is,
en wat U vir ons eie tyds wil sê, vir ons wat ook in die tyd van hierdie pandemie leef. En daarom bid ons, Here, as ons met 'n verwagting gekom het, dat ons verwagting juis sal wees, dat U woord nie leeg na U toe sal terugkeer nie, maar dat U woord sal doen, waarvoor U dit uitgestuur het, om te doen. Ons as die kinders luister, praat met ons Here. Amen. Ons gaan lees uit Jesaja 26 vers 3. Die nuwe Afrikaanse vertaling sê, gee aan hulle vrede en voorspoed, Here, want hulle het hulle vertroue op U gestel. En dan in die Amplified vertaling lees ons, you will guard him and keep him in perfect and constant peace, whose mind, both its inclination and its character, is stayed on you, because he commits himself to you, leans on you, and hopes confidently in you. Voordat ons verder gaan ons saam sing die bekende oorwinningslied. Dit sal op die skerm verskyn, julle kan rustig daar waar julle is, saam neerie, saam sing, en ook ons lof in hierdie oggend aan die Here bring. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is koning, hy sal bly staan, hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Halleluja, hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas maar syne, slaan op dromme en kom dans vir God se woord. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, van sy woord sal so
Vriende, ek wil met julle praat vandag oor die 3 V's, naamlik vrees, vertroue en vrede. Nou, dit is wonderlik om sulke beloftes in die Here se woord te lees, dat God vrede gee aan hulle wat hulle vertroue in hom stel. Dat God, luister mooi, vrede gee aan hulle wat hulle vertroue in hom stel. Het is belangrik om die konteks waarbinne dit vir ons gegee word, hierdie belofte, raak te lees. Jesaja was 'n profeet van God, wat geroep is om in 'n baie donker tyd in die geskiedenis met God se volk te werk. As jong man het hy gesien hoe Israel verrys tot 'n land wat ekonomies en militêr gesproke 'n wêreldmag geword het. Maar saam met die voorspoed was daar ook korrupsie en geestelike verval. Godsdienst het maar net 'n ritueel geword. Dit het 'n nice to have geword, 'n spaarwiel. In daardie tyd het die Assiriese ryk na vore getree en Israel was besig om sy glorie te verloor. Terwyl die leiers met mekaar geroei en gestoei het en die land agteruit gegaan het die volk angstig geword. En uiteindelik het die oordeel gekom en die volk is weggevoer in ballingskap. In sulke omstandighede kom Jesaja die volk bemoedig met 'n lied wat gesing gaan word wanneer die uitkoms gekom het. Gee aan hulle vrede en voorspoed, Here, want hulle het hulle vertroue op U gestel. Die Amplified vertaling, You will guard him and keep him in perfect and constant peace, whose mind, both its inclination and its character, is stayed on you, because he commits himself to you, leans on you, and hopes confidently in you. Die Afrikaanse vertaling, die nuwe een, is nie heeltemal so korrek nie. Die woorde vrede en voorspoed, beide se oorspronklike Hebreëus is shalom. So hier staan direk na mekaar shalom, shalom. En as 'n woord in Hebreëus herhaal word, dan beteken dit beklemtoning. Shalom beteken om heel te wees. Dit beteken om volkome te wees. Dit is 'n herstelde verhouding waarna verwys word. Alles is in belyning. Dit is soos 'n wheel alignment wat jy op jou kar laat doen. En is God wat hierdie shalom gee, wat hierdie vrede gee. Daarom sê Engelse vertaling beter wat sê perfect, constant peace. Dit beskryf juis die volmaaktheid van die vrede, die heelheid wat God gee. En is hierdie vrede, vriende, waarna die meeste mense soek. En baie kry dit nie, omdat hulle dit op die verkeerde plek soek. Mense soek dit baie keer in aangename omstandighede. Hulle soek dit in 'n goeie loopbaan, in gesonde verhoudings, hulle soek dit in besittings, in goeie gesondheid. Al hierdie goed is natuurlik wonderlike goed, maar dit kom van buite af. Dis afhanklik van gunstige omstandighede. Terwyl vrede is innerlik en word gegee deur die God van vrede. 2 Timoteus 3 vers 16 sê, mag die Here wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee. Die Here sal by julle almal wees. In hierdie lydenstyd herdenk ons dat die vors van vrede gekom het om sy lewe vir ons af te lê en hierdie gebroke verhouding tussen God en mens te kom herstel. Dis 'n vrede wat net gevind word wanneer ek toelaat dat Jesus my en die Vader se stikkende verhouding kom heel maak. Dit gebeur wanneer ek hom vertrou met my hele lewe. Dat hy al die skerwe van my gebrokenheid sal kom optel en my nuut sal maak. My lewe word dan heel. My lewe word volkome.
Alles word in belyning gebring. When I commit to him, lean on him, set my hope confidently in him. Dan kry ek hierdie innerlike vrede wat alle verstand te bowe gaan. Tog beland ons van tyd tot tyd in omstandighede, soos ook nou met hierdie coronavirus, wat hierdie vrede by ons wil kom roof. En wat dalk die vertroue wat ons in God het, ook wil kom skade aandoen. Meer korrek, dis nie die omstandighede wat die oorsaak daarvan is nie, maar dalk die manier hoe ons oor die omstandighede dink. Hoe meer ek op my omstandighede fokus, hoe meer angstig raak ek. Want omstandighede is wisselvallig. Dit verander voortdurend. Dis soos hierdie mooie see hier by ons in Klentana, wat nie een dag dieselfde is nie. God dank, God is anders as omstandighede. Hy verander nooit nie. Hy raak nooit buite beheer nie. Dit beteken dat die vrede wat van God afkom, en die angs wat van die omstandighede afkom, nie bedmaats kan wees nie. Hulle is vyande van mekaar. Angstigheid en bekommernis kom steel juis ons vrede. Dit kom ondergrawe die wete dat God alles kan hanteer. Die rede vir ons angstigheid is dikwels omdat ons juis ons vertroue stel in omstandighede wat moet verander. Omstandighede wat dikwels so wisselvallig is. Die oomblik as ek bekommernis en angs in my gemoed toelaat, dan begin ek twyfel of God alles sal kan hanteer, en dan wonder ek of ek God kan vertrou. En dit bring onrustigheid in my binneste, wat my laat wanhoop, en my vrede is hoep, weg. Net die volgende versie van Jesaja 26, daar in vers 4, sê Jesaja, vertrou altyd op die Here, want die Here God is 'n veilige toevlug. Vertroue het te maak met hoe ek dink. Die slim mense sê, die gemiddelde persoon het meer as 60.000 gedagtes wat hy elke dag bedink. Dink net, jy het 60.000 geleenthede om elke dag te dink, dat God hierdie goed wat met my gebeur, hierdie omstandighede kan hanteer. Kom ons bid dat die Here ook ons gedagtes sal bewaar van angstigheid, van negativiteit, sodat God my sal help om my gedagtes op hom te fokus, sodat ek hom sal vertrou met alles, en ek uiteindelik die vrede sal hê, wat 'n vrug van vertroue is. Weet jy wat, my vriend? Die een wat ons vrede gee, is ook die een wie ons kan vertrou. En die een wie ons vertrou, is ook die een wat ons vrede gee. Vrees maak plek vir vertroue, wat uiteindelik vrede in ons hart en gemoed tot gevolg het. Mag jy in hierdie tyd die vrede van Jesus beleef, die hemel wat oopgeskeur het, sodat Jesus 'n mens kon word, gelei het, gesterf het, sodat ons vrede kan hê. Amen. Vriende, ons gaan saam bid. Ons gaan 'n kers aansteek, en terwyl ons die kersie se vlam sien flikker, dink ons aan God se teenwoordigheid by ons. Hy wat gekom het as die lig vir die wêreld, wat lig in die donkerte sal bring, as ons maar net
daarvoor vra. Daar's 'n klompie sake wat ons in die video vir julle gaan wys, waarvoor ons gaan bid. En terwyl ons vir dit bid, luister ons in die agtergrond na Give Thanks to the Lord. Amen. Ons gaan vervolgens luister na 'n lied wat iets sê van hierdie vrede wat Christus bring. Dis 'n stukkie koormusiek wat sê, I've got peace like a river. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul, like a rolling, rolling river, like a rolling, rolling river. I've got peace like a river in my soul, in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul, like a rolling, rolling river, like a rolling, rolling river. I've got peace like a river in my soul, in my soul. Vriende, ons sluit hierdie aanlyn erediens af. Baie dankie dat jy ingeskakel was. En kom ons hou maar by die reëls wat getref is, die maatreëls, sodat ons lewens beskerm en ook die lewe van ander mense. Kom ons tree verantwoordelik op, dis die regte ding om te doen. En ons vergeet nie om steeds na mekaar uit te reik. En sommer net vir mekaar om te gee, ook op 'n ander manier as 'n fisiese, sosiale manier nie. Ek daag jou uit, maak kontak in hierdie week met iemand in jou gemeente, met iemand in jou wijk, en bevestig maar net weer jou omgee en liefde aan hulle. Ons gaan bid om die Here se seën. Mag die Here se genade, mag sy liefde, mag bo alles sy vrede jou deel wees in hierdie tyd waar ons ontwrig is, waar ons dalk angstig is. Mag jy sy vrede, Jesus se vrede, die vredevors se vrede, in oorvloed beleef. Amen. Geseënde dag vir elke